Hey, hallo julle. Glo julle kan my hoor en julle kan my sien en dat ons is live. So julle kan net ja, comment of 'n thumbs up, dan weet ek ten minste julle hoor my, sien my, as my klank lekker duidelik is, as my hallo Lindy, as my klank lekker duidelik is en my beeld sterk is, gaan ek dit baie waardeer as julle net kan comment. Ek weet Elisna gaan ook nou opkom. Sy's my linkerhand. Sy help baie met administratiewe goedjies waarby ek nie alles uitkom nie. So sy sal ook in die comments beskikbaar wees. En dan ja, welkom by die eerste Facebook Live reeks vir hierdie jaar. Ek is verskriklik opgewonde oor die reekse wat beplan is vir hierdie jaar en in plek is. En ek het gedink om die eerste ene alleen te doen, omdat daar so groot navraag is oor Geraldine, hoe doen ek my Bybelstudie? Hoe lyk my Bybelstudie? Hoe breek ek die woord oop? Hoe kry ek dit reg om dit so prakties te verstaan? En my antwoord is eintlik maar net eenvoudig dat dit het nie maklik gekom nie, but it definitely came through consistency and pushing through en om te sê dat net soveel soos wat eet en tandeborsel en stort elke dag 'n prioriteit is, so is dit ook 'n prioriteit om in God se woord te kom. En dan om te gaan kyk wat wil God my leer daai dag? Wat wil hy my leer van hom? Wat wil hy my leer in my lewe? Wat wil hy my leer van myself? Wat wil hy my leer van my hart? In plaas van wat kan ek kry? Het baie dinge vir my verander. En so ja, ons is besig met Bybelstudie. Ek is besig met 'n Bybelstudie app. Ek is besig met klomp goedjies, maar soos klomp goedjies vat dit altyd tyd. Ek dink hy raak so frustreerd want ek sê vir hom onthou ons bou sisteme werk. So dit is ook in die jaar en op die horison bitter opgewonde daaroor. En vanaand is of hierdie reeks se hart is om te begin met Bybelstudie. En as dit lekker werk en almal's gemaklik daarmee en almal wil aangaan, dan kan mens verder gaan. Maar ek wil ook net by sê, dis verskriklik moeilik om te sê, okay, maar waar begin jy met Bybelstudie? En nou het ons Genesis gekies, of ek het Genesis gekies, maar my eerlike hartopinie is ons kan 'n hele jaar lank in Genesis rondloop, want dit is so diep en so wys en soveel goedjies wat Genesis alleen vasvat, maar soos wat die aand gaan afspeel, gaan ek julle meer vertel rondom die hart van Genesis, rondom die hart van hierdie titel van die reeks, Comforted or Consecrated. My woord vir 2026 is, ek moet gemaklik raak, getting comfortable with the uncomfortable, en dis sommer diep lesse wat ek al laas jaar in Genesis gekry het, en dis so diep en betrokke in my lewe op hierdie oomblik, dat ja, die Here wil dit saamvat vir 2026. So ek sien dis lekker baie van julle op. Hallo Leandi, my liefste sussie, lekker om jou ook te sien. Ek wil net graag vir die dames sê wat al die e-boeke het. Ek hoop julle sal dit uitgeprint, want dan gaan tussen die e-boek en tussen my notas wees. So julle gaan sien op die e-boek is daar regtig lekker spasie vir notas maak, en dan jy gaan heel waarskynlik nie by al die vrae vanaand kan uitkom nie, maar jy gaan al van die vrae kan antwoord soos jy vir my luister. So ek besef julle gaan nie heeltyd vir my kyk nie. Julle gaan in julle boekies wees en notas maak. As jy hom nog nie uitgeprint het nie, gryp 'n papier, gryp 'n joernaal en dan kan jy later mooi aangaan en jou e-boek volledig maak soos wat die aand afgaan. Maar ek wil net eers vir ons oopmaak met gebed en net die aand seën, en sommer net vir elkeen van julle wat op die call is, ja, ook net gaan toemaak in gebed. En dan net 'n laaste admin ding voor ons aan wegspring. Facebook Live hou die recording vir 30 dae, dan gaan hy afgegooi word. Ek gaan hom van Restream af download. Daar sal 'n link op die groep geplaas word vir die vrouens wat die e-boek gekoop het. So julle sal die link skryf van die recordings, maar vir die wat nie die e-boek gekoop het nie, op my YouTube en op my website sal die recording dan gaan lê tot ek besluit hy gaan nou afgehaal word. So
Ons maak gaan die oë toe. Ons Hemelse Vader, Here, dankie vir die voorreg. Dankie vir u perfekte tyd. Dankie dat u gesê het nie laasweek nie, maar die week dat u 'n plan het vir wat u wil kom doen vanaand, dat u presies weet wat se vrou inluister en honger is om u woord te leer. Dalk is hier vrouens vanaand wat regtig net raad op en moedeloos is wanneer dit kom by die woord en nie verstaan waar om te begin nie. Here, my hart is net dat hulle vanaand sal sien hoe maklik en hoe eenvoudig u praat in woorde. En as mense gaan stil staan en die woorde gaan hoor vir wat dit is en nie gaan overthink nie en nie afgelei word nie, Here, dan is die stem eintlik verskriklik duidelik en is die woord dit wat ons aan die lewe hou, dit wat vir ons rigting gee, dit wat vir ons antwoorde gee. Here, so u ken my hart vir vrouens, u weet dat ek wil 'n veldbrand ripple effek golf hê wat hier gaan uitkom van vrouens wat net deur ander mentors aangesteek word en in hulle woord is en oopbreek en by die bron self gaan hoor wat dit is wat hy vir elkeen van hulle wil sê, Here. So seën die aand, Here. Ek weet dat ek nie die instrument en dat is u storie deur my. So ja, kom maak my hart en my gedagtes rustig en lei die sessie soos wat u wil hê die sessie moet wees vanaand. Ons loof en ons prys u. Amen. So Genesis is vir my 'n ongelooflike lekker boek. Ek gaan net gou groot maak aan my kant, asyn. En dan ek is bang as ek fullscreen gaan ek nie die comments kan sien nie. Anyway, so Genesis is vir my regtig 'n baie lekker boek. Dis die boek waar ek begin het toe ek met my Bybelstudie begin het. Ek gaan weer net sê ek het vir langer gestoei as wat dit vir my lekker is. Ek dink ek's nou maar eers in jaar 3 wat die Bybel oopbreek van die woord vir my lekker is. So ek het langer gestoei in my lewe om rigting te kry en om te hoor wat die woord sê en om duidelik te verstaan. So as jy vanaand so voel, moet asseblief glad nie jouself met my vergelyk en waar ek is nie. En ek gaan ook net vanaand tyd hê om dele oop te breek van Genesis. So ek het begin by Genesis bloot eenvoudig net omdat Genesis is die begin. En dis presies die plek waar ek dink die boek is so 'n ongelooflike boek om die beginboek te wees in die Bybel, want dit is die fundament van alles wat in die Bybel gaan volg. So as jy Genesis kan verstaan, en dis kom ek sê as jy 'n jaar in Genesis moet spandeer, even better, want dan gaan jy soveel meer verstaan wat in die Bybel gebeur. So as jy die Bybel wil verstaan, begin by Genesis, dis my raad. Ek weet daar is verskriklike baie Bible plans en verskriklik baie mentors en mense wie julle luister en wie se raad en advies of inspraak in julle lewe toelaat. So my Jerry, my opinie, geen teologie, geen statistieke wat dit bewys nie, dis waar ek begin het, is dit omdat Genesis die beginboek is. En dit is groot stories van God en God se hart en God se plan wat van die begin af oopgebreek word, sommer in die eerste boek en letterlik in die eerste sin, eerste vers van Genesis vers 1. So, hoekom is Genesis vir my 'n goeie boek en hoekom is Genesis vir my 'n lekker plek om te begin? Want eerstens, dit verduidelik vir ons die oorsprong van alles. In Genesis gaan jy leer wie God is as skepper. Jy gaan leer waar die wêreld vandaan gekom het. Jy gaan leer wie die mens is en hoekom ons bestaan en waar sonde en gebrokenheid ingekom het. So sonder Genesis verstaan ek en jy nie hoekom die wêreld gebroke is nie en hoekom ons 'n verlosser nodig het nie. En net daai gedeelte, net daai vasmaak van Genesis gaan vir jou letterlik die hele res van die Bybel in konteks gaan sit. So, punt nommer 2, hoekom ek van Genesis hou as 'n begininstrument of 'n beginboek vir jou wat jou Bybelstudie gaan begin, is wat dit wys vir jou God se karakter van die begin af. So ek gaan eerlik wees, as gevolg van gebeurtenisse in my lewe en gesagsfigure wat van klein tyd af in my lewe ingespreek het, was God se karakter vir my verkeerd opgesom.
Ek het God opgesom as streng, as 'n pa wat kwaad is, en ek en Hytjie is jy so waaksaam oor ons woorde wat ons doen, want ons kan byvoorbeeld vir 'n maatjie so vinnig sê, ja, maar dit maak Jesus se hartjie seer as ons dit doen, of as ons dit sê, en wat se beeld skep ek vir my kind oor wie is God? Ja, hy's 'n regverdige God, maar ja, raak hy kwaad vir ons, skryf hy ons af, is dit die idee dat ek my kind wil leer van wie God is? Glad nie. So in Genesis leer ons die karakter van God, en ons leer sommer in Genesis 1 dat hy is die skepper, hy's 'n versorger van 'n tuin, en indirek in die groter prentjie is ek en jy ook 'n tuin. Hy's 'n regverdige regter, dis hoekom die vloed plaasgevind het. Hy is genadig, want hy red toe vir Jona deur die vloed. Hy is 'n verbondsgod, as jy na sy storie met Abraham gaan kyk, en dan gaan jy sien dat hy is getrou, selfs wanneer mense val. So, dit is wat jy van God se karakter gaan leer in hierdie Bybelstudie reeks. As jy self gaan deur Genesis op die groep vanaand, later gaan ek 'n Bybel of 'n Genesis leesplan plaas, wat seker maak dat julle vir die volgende week julle leeswerk inkry en saam met my volg, want ek kan nie vanaand hier sit en die Bybel vir jou lees nie, dan gaan ons nêrens kom nie. So, Genesis leer ons dat God verander nie, sy karakter bly dieselfde reg deur die Bybel. En as jy sy karakter en sy hart kan vasmaak in Genesis vir jou, gaan jy die mooi sien van sy karakter wat konstant bly in die res van die Bybel. Dan, Genesis nommer 3, hoekom ons by Genesis begin, is dit sal groot temas van die Bybel aan my en jou bekend. So ek het 'n hele joernaalopsommings oor Genesis gemaak, en ek het 'n paar van my temas gaan neerskryf, maar Genesis plant die saad van temas wat ek weet later, want ek is nou al in Exodus weer besig, ek is klaar deur Job, wat hulle self herhaal, maar groot temas is die skepping en die herstel daarvan, dis die sonde en verlossing daarvan, dis belofte en die vervulling van die belofte, dis die verbond en die verhouding van die verbond, en dan roeping en vorming deur proses. So daai is jou temas, daai gaan letterlik saam met mekaar. So as jy lees van die skepping, iets wat gaan plaasvind, dan kan jy weet daar gaan herstel later plaasvind. As jy lees van sonde, gaan jy later lees van verlossing in daai selfe verhaal. As jy gaan lees van roeping, ingesluit my en jou roeping, gaan jy later sien in dieselfde verhaal dat daar is 'n vormingproses om by hierdie roeping of plek van roeping uit te kom. So selfs Jesus se verhaal maak vir jou en my meer sin as ek en jy Genesis gaan verstaan. En dan die laaste punt voor ek wegtrek met vanaand se studie. Hoekom Genesis? Want Genesis is nie net teologies nie. Genesis is letterlik lewensverhale. As ek dink byvoorbeeld aan Abraham se storie, wat moet vertrou, sonder dat hy kan sien waarvoor hy vertrou. Jakob wat worstel en verander na sy worsteling. Josef wat deur verwerping gevorm word, en familiekonflik, die pyn wat die konflik veroorsaak het, en die hoop en herstel aan die einde van daai storie. So Genesis het vir my kom wys dat God werk met regte mense in hulle regte gebrokenheid. En daarom huil ek daaroor om te besef, maar net soos daai mense se gebrokenheid, pas elkeen van ons met ons storie en ons gebrokenheid ook in hierdie woord, en skryf hierdie woord vir ons, en is hierdie woord vir my en jou net so lewendig soos wat dit was toe daai verhaal geskryf was, of daai verhaal uitgeleef was, wat ek en jy vandag gebruik as ons verwysing en ons raamwerk. So, hoe is God se hart? Hoe werk God se hart? God se hart het vir ons almal 'n belofte. Hier is die belofte en hier is die vervulling. Maar in die tussentyd is daar 'n proses. En daai proses is of wagtye, daai proses is of ongemak, daai proses of prosesse waardeur ek en jy moet gaan, goed wat ek en jy moet afleer, herleer, weer leer, moet optel, en dan is daar die seisoene van vorming. En al daardie is deel van God se karakter om my en jou karakter te bring in lyn met dit wat hy vir my en jou het.
om tot vervulling te kom. So dis 'n paar notas net vir elkeen rondom Genesis. As ek baie vinnig gaan, dis bloot net omdat ek dink iets soos 16 bladsye se notas deur het, moet deurdraf vanaand. So ek gaan aanraai, skryf soveel wat jy kan, of alternatief gebruik om vanaand te luister, en as jy môre of oor die naweek weer tyd het, gaan luister die recording weer, en dan maak jy stadig en stelselmatig jou notas daarby. So, Genesis en die tema van ons reeks. Comforted or consecrated? En ek dink, dis vir my, ek gaan vanaand baie harder met myself werk en met myself praat deur Vader, want ons het 'n generasie geword wat te gemaklik geword het. Ek weet Leanne gaan met my saamstem. Ek dink ons klein toentjies wil omkrul as mense vir ons sê, ja, maar God ken my hart. En die realiteit is, hy doen ken jou hart. En die realiteit is, he is a gentle and a very gracious God. Maar ek wil net nie hê dat daar moet 'n sussie wees wat eendag by die hemel uitkom en haar verskoning was nog gister gewees. Ja, maar God ken my hart. En dalk is dit te laat en God sê, ja, maar het jy my hart geken? En ek is ook 'n baie groot voorstander van gemak. Ek wil ook hê dat dinge moet vinnig wees, dinge moet maklik wees, dinge moet sag wees, dinge moet gerieflik wees. As ek wil moet sê, net hierdie week, hoe ek getoets is op gerieflik en gemaklik en hoeveel goeders skeef gegaan het en nie gerieflik en gemaklik was nie, dan kan ek lekker vir myself lag, want ek word letterlik getoets op dit wat ek sê. En as ek nie vooraf getoets word nie, skryf ek die toets na die tyd. So die Here ken my hart en ek bid elke keer in my afsonderingstyd, mag ek nie iets sê wat nie in lyn is nie. Mag ek nie iets sê wat Vader na so 'n sessie in lyn moet bring om my te toets oor dit wat ek sê en praat nie. Maar gerieflik, or comfort is king, dis om ons, dis slogans van party maatskappye, dis slogans en spreekwoorde van party advertensies, comfort is king, en ek wil vir julle sê, dat God het nog nooit mense gevorm in gemak nie. Nog nooit nie. Genesis is nie net die oorsprong verhaal vir my en jou om te verstaan nie, maar Genesis is die handleiding van ons vorming. En God het nie mense in gemak gevorm in Genesis nie, en ons gaan vanaand die eerste paar van hulle tackle. Maar in Genesis sien ek en jy hoe God mense skape of skep. Ons sien hoe hy hulle vorm in die proses van hulle wording, en dan hoe hulle almal of meeste van hulle val en misluk in die proses of in die vorming om te kom en te word wat hulle is. En selfs dan, wanneer die mens val, die eerste tweeetjies sommer dadelik Adam en Eva, is dat wanneer hulle dan val, hoe sy restaurasie en hoe sy herstel lyk vir die mens. So, Adam en Eva se val, of Adam en Eva se groot mislukking, julle kan ek vir julle vanaand sê, was nie sonde nie, of sonde was nie die eerste rede vir hulle mislukking nie. Die eerste rede vir hulle mislukking, of die toetsdop, was comfort. En ek gaan dit vanaand vir julle so mooi en so prakties verduidelik, dat jy kan verstaan, hoe kyk ek en jy môre na comfort in ons lewens. So, met dit kan julle omblaai na julle eerste bladsy, of die bladsy wat gaan sê, God skep met orde en nie met gemak nie. So, die skrifgedeelte wat ek wil uithaal of highlight in hierdie gedeelte is Genesis 1 vers 1 tot 2. So dis letterlik die eerste vers in jou Bybel, en hoor onmiddellik gou hoe duidelik en hoe on time die Here praat. In die eerste woorde, die eerste sin van die eerste hoofstuk in die Bybel. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg en duisternis was oor die oppervlakte. So, 3 dinge is teenwoordig. Vormloos, daar's geen struktuur nie. Dit is leeg, met ander woorde, op daai stadium het die aarde geen vrug nie, en dit is donker, met ander woorde, daar is geen rigting. En let gou op, God was nie afgeskrik deur hierdie chaos
waarin hy inbeweeg het om nou die aarde te kom skep nie. Onthou, Genesis is nie God se begin nie, hy was lank voor dit daar. Genesis is ons begin. So, hier's 'n wêreld op 'n aarde waar daar geen vorm is nie, daar's geen vrug nie en dis donker. Dis absolute chaos. Imagine ek vat al drie daai goed in jou lewe onmiddellik weg. Ek vat jou strukture weg, ek vat jou vrug weg, enige vrug, iets wat vrug dra en ek sit vir jou net donker terug. Dis absolute chaos. En die realiteit is, Vader was nie afgeskrik in daai chaos nie. Hy het nie eers gaan rus en gewag tot hy gemaklik is en gesê, "Oké, nou is ek reg, kom ons begin die skepping nie." Hy het onmiddellik lig gebring. Hy het onmiddellik orde gebring deur die lig wat hy gebring het. En deur die lig het hy ritme gebring. En as ek hierdie terug reflekteer op my verhaal en op jou verhaal, wil ek vir jou sê, as jy vanaand in 'n plek is waar jou wêreld absolute chaos is, waar jy voel dat jy is in duisternis oorval, you don't know what's happening next, wil ek vir jou sê, Genesis 1 vers 1 tot 2, Vader is nie afgeskrik deur die chaos wat nou in jou wêreld plaasvind nie. Hier is God se patroon in Genesis. As jy verder gaan lees deur Genesis 1, is die patroon soos volg. 1, hy bring lig. Nadat hy die lig gebring het, bring hy skeiding. Met ander woorde, hy bring orde. Hy bring dag en nag, hy bring hemel en aarde, hy bring die son, die maan en die sterre. He brings order to the day. So 1, vir jou notas, hy bring lig. 2, hy bring skeiding, wat orde beteken. Nommer 3, hy bring struktuur. Nommer 4, dan bring hy die groei. En na dit, rus. So, kyk gaan nou hoe jou lewe lyk. As jy Genesis is en jy's in die hande van die Vader, wat jy is, wat is dit wat Vader besig is om te doen? Is hy besig om vir jou lig te bring in jou lewe? Iets wat in die duisternis lig toe te bring en uit te stoot na buitekant en sê, ons gaan bietjie met hierdie hanteer en trust my, ek praat gereeld met my geestelike mentors en my sussie Leandi wat op die call is vanaand oor my hart wat vir my teruggegee word. En dan, nadat dit lig toe gebring is, bring hy skeiding, want nou gaan ons orde bring. So ek gaan jou skei van die leuns van die vyand en ek gaan jou terugbring na die waarheid. Ek gaan jou terugbring in orde. En na daar orde is, kom daar struktuur in plek. So vanuit struktuur vorm daar groei in ons lewens en dan rus. So rus kom laaste. Rus was nie sy eerste prioriteit nie. Sy eerste prioriteit, nie soos met die skepping, in my en jou lewe, is om lig te bring vir dit wat in donkernis is. So wat beteken Genesis 1 vers 1 tot 2 vir my en jou prakties in ons lewens? Baie van ons, en ek gesê myself, bid en sê, Here, maak asseblief my lewe makliker. Here, maak asseblief my kind net vinniger gesond. Here, doen iets omtrent ons finansies. Dit gaan nie maklik in ons finansiële toestand nie. En wat ons eintlik moet doen, of moet weet, is dat God werk baie anderste as daai sinnetjie. So bid daai sinnetjie, maar kyk net hoe gaan God anders in jou lewe werk. Hy gaan dalk, kom ons gebruik vir jou finansiële toestand, of jy het 'n kind met 'n probleem. Kom ons gebruik daai 2 as jou voorbeelde. Hy gaan dalk net eers vir jou kom wys wat is nie reg nie. As ek byvoorbeeld nou dink aan die finansiële konsep, né? Ek sê baie keer vir mense, ons bid vir God en sê, maak net my finansiële toestand makliker of beter. Dan sal ek met daai selfde vrou in die strate gaan loop en sy sal reg oor 'n R2 muntstuk in die pad loop. En ek sal baie keer vir mense stop en ons leer hierdie les vir hulle my ook op hierdie stadium, want as daar geld lê, tel dit op. As jy nie respek het vir die R2 wat verwaarloos in die pad lê nie, hoekom moet God iets aan jou finansies doen? Hoekom moet hy vir jou finansiëel meer bring as R2 nie vir jou voldoende was nie? As R2 vir jou te veel werk was om te buig en op te tel. So, hy gaan vir jou wys wat nie reg is nie. So voor hy jou finansies gaan regmaak, gaan hy eers vir jou wys wat nie reg is nie. Ek weet van 'n koppel wat vir al die kinders nog hulle karversekering betaal. Die kinders is almal oud genoeg om hulle eie werke te hê en dis nie net 'n gewone bakkie nie.
Dis topklas bakkies en die ma en die pa kan nie dit finansiëel bekostig nie. Yet they do it. My man is 'n groot voorbeeld. Hy ry 'n Polo Volkswagen, my afbetaalde Polo Volkswagen wat ek al lankal wou ingeruil het vir iets groter, vir iets beter, vir iets makliker, vir iets geriefliker en al wat hytjie vir my sê is Geraldine, 'n afbetaalde kar is die beste kar. En ek weet dat God het groot planne met daai kar. God gaan daai kar nog oes. Daai kar gaan nog op missionaries gaan. Daai kar maak keer niks nie, maar hytjie se se geaardheid en sy hartstoestand is reg vir die volgende blessing. So voor hy jou finansies gaan regmaak, gaan hy of gaan beter maak, gaan hy eers vir jou kom wys wat nie reg is nie rondom jou finansies. Dan bring hy dinge na die lig toe. En dis minder lekker, want ek en jy het nou verantwoordelikheid om met daai dinge te gaan werk. En dan gaan hy orde kom herstel, sodat hy kan wegsny wat nie in my en jou lewe behoort nie. So weet jy wat, as jou finansiële toestand al vir 3 jaar lank aan die gang is, as jy 'n probleemkind het wat vasgevang is in een of ander verslawing of kondisie, as jy sukkel om swanger te raak, as jy whatever your thing is, check net en gaan toets dit aan Genesis 1. Wat is Vader besig om te doen? Is hy besig om lig te bring? Is hy besig om orde te bring? Is hy besig om vir jou struktuur te gee, sodat jy kan groei en na die plek van rus toe kom, waar jy daai belofte actually in jou hand kan sien en kan proe en kan beleef. So, hierdie proses van Vader, die dinge wat hy vir ons uitwys wat nie reg is nie, dinge wat hy na die lig toe bring, dinge wat hy in orde kom herstel, dinge wat hy kom wegsny wat nie in my en jou lewe behoort te wees nie, is nie 'n maklike proses nie. So comfort cannot coexist with what God is trying to do in you and me when He's creating us in the likeness of His Son. Ek en jy gaan stoei, ek en jy gaan klippe kou, ek en jy gaan 'n moeilike tyd hê, maar Vader bring die beste in sy vorming vir my en jou plaas. Wanneer dinge ongemaklik voel, beteken dit nie God is afwesig nie. Dit kan beteken dat hy is besig om orde in jou lewe te bring. So, die vraag is hiersom op jou e-boek is wat doen God eerste in Genesis vers 1? Want dis 'n antwoord wat vir jou baie revelation in jou lewe gaan gee. Dis 'n antwoord wat vir jou baie gaan help om te bepaal wat 'n seisoen jy loop en om te kan sien, okay, stap 1, stap 2, stap 3. As ek deur hierdie siklusse kan beweeg, gaan ek makliker Vader se hart verstaan en ek kan sien maar hy straf my nie. Hy is nie afwesig nie. Hy is nie besig om my te verlaat nie. Ek het nie gesondig nie, maar hier's orde wat in my lewe plaasvind, want ongelukkig is party goeders waarin ek en jy so vasklou vir ons comfort, besig om die orde in ons lewe te verhoed. Een groot comfort ding wat ek nou weer moet afbreek, is my snooze alarm. Ek wil in die oggende 5 of 10 minute snooze, bloot omdat ek het 'n paar slegte nagte met Lemay gehad het. Sy is nie siek nie, maar sy slaap het nie goed die laaste paar aande nie. So wat sê my outomatiese vlees? Kom ons snooze vir nog 10 minute. That's comfort. God wil orde bring. God wil my dag met hom begin. He is wanting me to be with him and not the other way around. So wat doen God in Genesis 1 vers 1? En dan wat sê dit vir jou oor hoe God werk? Nie net in Genesis 1 nie, maar ook in my en jou lewe. En dan nog 'n refleksievraag. Ek sê maar net die refleksievraag vir die vrouens wat nie die e-boek gekoop het nie. Dalk is die refleksievraag wat jy wil neerskryf en ook self wil deurwerk. Jy's so welkom. So, waar ervaar ek tans chaos of onsekerheid in my lewe? En kan dit wees dat God besig is om orde te bring en nie gemak nie? Baie keer gaan die Here great presence of great circumstances gebruik om orde in ons dag te bring. Ek sien nou die comment, volgens my behoort die R2 nie aan my nie en moet ingehandig word, want iemand het dit verloor. Okay, you're overthinking this, want as dit R2 is in 'n groot shopping mall sentrum wat op die vloer lê, gaan jy nie die eienaar ontvang nie.
Met ander woorde, wat jou hartsgesindheid, gaan ons die twee rand op die grond laat lê, want dit is nie myne nie, dit behoort aan die eienaar, of gaan jy dit optel en dit nie laat lê nie. So ja, ek gaan nie verder tyd aan dit spandeer nie, want ek het dit die konsep behandel, maar ek stem saam, ek gaan nie gesteelde geld optel en in my sakke druk nie. Hierdie gaan oor, jy stap in 'n plek, daar's R2 op die vloer en jy loop net oor dit, maar jy vertrou vir God vir groter finansies. En dan die laaste vraag in die e-boek is, hoe reageer ek gewoonlik wanneer dinge ongemaklik raak? So ek kan uit my eie plek vandag vir julle vertel, net hierdie week, dit wat my geduld getoets het, waar ek gerieflikheid wou gehad het, goed moes vinnig wees het, moes maklik gewees het, ek raak frustreerd, ek raak bitsig, ek raak kwaai met die mense wat onmiddellik om my is, en dis dan gewoonlik my werkers, of my man, of my meisiekind, so ja, I'm also doing the tests with you guys. So dit is Genesis 1, daar is obviously baie diepte verder in die skepping, maar ek dink net vir vanaand in ons tyd, wou ek een ding kom vasmaak het, net sommer in die begin vasdrap met Genesis, oor wat kom doen God, heel in die begin, reg in die begin, en hoe te meer doen God dit nie nog vir my en jou in ons lewens vandag nie. Dan bladsy 5 in die e-boek begin heel bo aan identiteit. Jou identiteit kom voor comfort. Ons gaan nou daai stukkie hanteer. En die teksvers is so mooi daar. Jy was reeds genoeg gewees. En die skrifgedeelte waar ek hierop wil fokus, want dit gaan invloei in vanaand, is jou live op recording. Hy is op recording. Dankie. So wat ons gaan vloei in die res van die hoofstukke van Genesis wat ons vanaand gaan hanteer, gaan maak hierdie skrif vir my, is hy vir my baie belangrik om te hanteer. So ons het Genesis 1 vers 1 tot 2, nog steeds in Genesis 1, gaan ons fokus op Genesis 1 vers 26 en 27, en dis hier waar God dan kom, en hy maak die mens. So dit staan, laat ons mense maak na ons beeld. So besef net gou vinnig, ons praat daar, laat ons mense maak. Ons is die eerste boek in die Bybel, waar die drie enige God vir ons kom praat oor my en jou. Ek en jy was 'n gesamentlike besluit gewees. So geen mens hier op aarde kan 'n fout wees as daar 'n groepbespreking en 'n groepbesluit oor jou geneem was nie. En ek en jou beloof, wanneer dit kom by die maak van die mens na God se beeld, gaan een van die drie nie sê, nee, ek dink hierdie is 'n foutjie, kom ons maak haar nie. Die drie enige God is altyd in ooreenstemming met die besluite wat gemaak word. So ek wil hê dat jy moet skryf en ek wil hê jy moet weet dat jy is nie 'n fout nie. En al vertel wie vir jou jy is 'n fout, volgens Genesis 1 vers 26 is jy 'n gesamentlike besluit. Daar is oor jou gepraat, daar is oor jou beplan, daar is oor jou gedroom. En dan die volgende deel van daai vers sê dat ek en jy is gemaak na ons beeld. Ons dra die drie enige God se beeld binne ons. So Adam het iets belangrik gehad voordat hy iets gedoen het. Hy's gemaak met sy identiteit. Hy het nie gewerk vir sy identiteit nie. Hy is gemaak vir sy identiteit. Hy was reeds aanvaar. Hy was reeds waardevol en hy was reeds genoeg gewees. En dis wat ek wil hê moet jy vir jouself sê. Ek wil hê jy moet vir jouself sê daai woorde vir die volgende 30 dae totdat waarheid in jou kop is en die waarheid na jou hart toe skuif. En baie mense sê, maar Jardine, ek doen nie declarations nie en ek doen nie affirmations nie. Dis fine. Jy kan dink wat jy dink van die affirmations, maar ek wil hê jy moet dit tog steeds doen, want daar's 'n gees binne jou wat die waarheid ken. En hy wil hê jy moet in ooreenstemming staan met wat sy waarheid is. So sê vir jouself, ek is gemaak in die beeld van God. Daar is oor my besluit. Ek is reeds aanvaar. Ek is reeds waardevol en ek is reeds genoeg. Daar staan nie in Genesis 26 vers 27. Kom ons maak die mens na ons beeld, nadat hy gewerk het,
nadat hy presteer het vir sy titel, nadat hy homself bewys het aan ons en nadat hy homself verander het nie. Dit is nie wat daar van Adam staan nie. Daar staan dat hy was gemaak na die beeld van God. Hy het vanuit identiteit geleef met Christus en nie vir sy identiteit nie. En net hierdie een sinnetjie vanaand is so groot struikelblok vir soveel van ons vandag. Ek skryf net vandag vir myself hier op my swartbord. Until you walk in your true identity, you cannot walk in true blessing. As ek nie verstaan wat my ware identiteit in Christus is nie, gaan ek die omvang van die true blessing oor my lewe nooit snap nie. En Adam het vanuit identiteit gelewe, want hy was reeds aanvaar, reeds genoeg, reeds waardevol. Maar soveel van ons wil eers onsself bewys, wil eers gaan werk doen en sê, kyk hoe mooi is my werk, wil eers 'n prestasie of 'n titel of sukses agter ons naam het vir ons om te glo dat dit is ons identiteit. Ek wil vir julle sê vanaand, in 2020 toe ek my werk bedank het ek Jenny geglo, ek het God se woord gehoor, dis sy plan in sy lewe vir my, sy plan vir my lewe. En dit was sy plan vir my lewe, maar ek het eers in 'n depressie geval vir 9 maande. Myself gedink, het ek verkeerd gehoor, het ek verkeerd verstaan. En later in die journey of becoming, toe sê die Here vir my, ek wil hê jy moet weet hoe voel 'n vrou wat nie weet wat haar purpose is nie. Hoe voel 'n vrou wat nie weet wat haar identiteit is nie. Hoe gaan jy resonate if you haven't walked through the fire? So my identiteit was my werk. Ek het myself verkoop of myself 'n sales speech. Hi, ek is Geraldine, Hytjieberg se vrou, ek's 'n prokureur. Al my titels eers te gaan sê. Dis nie my identiteit nie. As ek vanaand vir jou vra, stel jouself vir my voor, wat gaan jy sê? Hi, ek is Geraldine Berg, ek is 'n mamma, ek is 'n vrou van 'n bekende akteur. Dis nie my identiteit nie. Dis nie my identiteit nie. Wanneer ons identiteit vergeet, begin ons comfort gebruik as 'n plaasvervanger. En dan soek ons kos as ons troosmiddel. Ons soek besigheid of besig bly om waardevol te voel. Mense se goedkeuring in ons lewens. Ons wil besig wees om belangrik te voel. Net in die week praat ek met 'n sussie wat ek wou sê, is dit nodig dat ons so baie goed moet aanpak? En hoor my hart, al die goed is godly things, it's kingdom things. Maar doen ek dit van 'n plek om besig te wees sodat ek belangrik kan voel tussen die mense. En dan wil ons dinge koop om ons leegheid binne ons te kom vul. Dis wat gebeur met 'n mens wat nie weet wat haar identiteit in Christus is nie. Comfort is nie die probleem nie. Comfort word 'n probleem wanneer ek en jy dit gebruik om ons identiteite te vervang. Wanneer ons dit gebruik om die leegheid en die leemtes binne ons te kom volmaak. En jy kan vanaand vir my sê, Geraldine, ek gebruik nie comfort om my vol te maak nie. Kan ek vir jou sê, 'n baie ernstige comfort is hierdie selfone van ons. As ek en jy verveeld raak, as ek en jy nie gaan stil raak in ons emosies nie, as ek en jy nie die woord optel nie, wat doen ons? Ons sit op ons comfort. Ons sit en luister op ons selfone en dan wonder ons, maar hoekom bly hierdie leemte in my hart? So, comfort kalmeer my en jou emosies, maar comfort herstel nie ons identiteit nie. En ek dink dit is verskriklik belangrik dat jy vanaand in jou refleksietyd gebruik die tyd om jou comfort neer te gaan skryf. Want die vyand se strategie met comfort is, wanneer jy nie genoeg voel nie, gaan hy jou laat ooreet, hy gaan jou laat oorwerk, hy gaan jou laat oor people pleasing en hy gaan jou laat oorprobeer by mense wat jy lankal verwyder en weggestap moes gewees het. God se waarheid oor jou is dat jy is reeds gemaak in sy beeld. Jy hoef vir niks te werk nie, jy hoef nie aanvaarding te soek nie, jy hoef niks leemtes te gaan volmaak nie. Jy is want hy sê jy is. So Genesis 1 vers 26 bly vir my een van die belangrikste,
as ek dit kon grafeer of tattoo of op my kop skryf vir myself en vir elke vrou met wie ek in bediening stap, met elke vrou met wie ek koffie drink, is jy is genoeg, want Vader sê, jy is in sy beeld gemaak. Jy verander nie om genoeg te wees nie. Jy verander om te leef soos iemand wat reeds genoeg is. So die refleksievraag in Genesis 1 vers 26 is, wat beteken dit vir jou dat jy na God se beeld geskape is? Wat beteken dit vir jou dat jy na God se beeld geskape is? Wat gebeur wanneer ek en jy vergeet dat ons na God se beeld geskape is? Wat is die vyand se strategie as ek en jy vergeet dat ons is na God se beeld gemaak? Dan, waar soek ek comfort om iets in my lewe te vul? En watter stemme bepaal tans hoe genoeg ek voel? Is dit die stem van my werk? Is dit die stem van my vriendinne? Is dit die stem van my man wat besluit ek is, wat my laat goed genoeg voel? En wat sou verander as ek regtig glo my identiteit in God is vas? Wat sal verander? So hierdie is regtig heilige vrae wat ek glo Vader jou deur die sessie vanaand, deur die oopbreek van die woord, die stukkies wat ek kan oopbreek vir julle, met jou wil bespreek en jy wil kom ontmoet, vir jou jou hart wil kom bedien. Die volgende sessie is nog steeds in Genesis, ons is by Genesis 1 vers 28 nou, en hier is ons op bladsy 7 van die e-boek wat sê, autoriteit vra selfbeheersing. So ons gaan by Genesis 1 vers 28 gaan gestop, want ek dink hier is so baie wat ons miskyk wanneer ons hierdie hoofstuk van Genesis lees. So, in Genesis 1 vers 28 sê God vir Adam, wees vrugbaar en ontwerp die aarde. So, hier is 'n groot spanning vir elkeen van ons, wanneer dit kom by Genesis 1 vers 28. Van die begin af in Genesis sien ons God se patrone. Daar's identiteit, jy is na sy beeld gemaak. Dan is daar 'n opdrag, en dit kan nou, jy kan nou hierdie selfde notas gaan vat, en gaan kyk na Abraham se lewe, na Sarah se lewe, na Jakob se lewe, na Noag se lewe, na Josef se lewe. Daar's nog baie Bybels karakters in Genesis, maar jy kan letterlik hierdie 4 stappe gaan volg in hulle almal se lewens. Daar's identiteit, en as hulle van hulle identiteit vergeet, dan kom Vader in sy stem en hy kom sê vir hulle weer wie hulle is. 2, daar's 'n opdrag, wees vrugbaar en heers, maar daai wees vrugbaar en heers opdrag lyk anders in elkeen van ons storie en ons elkeen se lewens. Dan is daar verantwoordelikheid. Wanneer jy die opdrag uitgevoer het en die vrug word gegee, is daar verantwoordelikheid. Ek en jy moet daai vrug bestuur en ek en jy moet daai vrug heers en ontwerp. En dan kom die proses. En dis gewoonlik moeilik, want die proses groei oor tyd. Nie my en jou tyd nie, maar Vader se tyd. En hier is die innerlike stryd wat ek wil hê jy moet vasmaak in Genesis 1 vers 28. En dis die verskil tussen die vlees en die gees. So die vlees wil die seën hê. Die vlees hoor daai skrif en sê, wees vrugbaar. Jy, my vlees gaan alles kry wat lekker is, my lewe gaan gemaklik wees, my lewe gaan gerieflik wees, my lewe gaan ryk wees, my lewe gaan vinnig wees. Dit is mos nou wat wees vrugbaar wees vir ons beteken in my vleeslike konteks. Maar die vlees wil die seën hê sonder die proses. Ek en jy wil nie die alarm stop en môreoggend 5:00 opstaan en sê, kom ek doen my Bybelstudie nie. Ek wil nie môreoggend eers 'n glas lauwarm water met suurlemoensap drink nie, want my vlees soek kafeïne. Ek soek my eerste koppie koffie met 'n koppie moet koffie wees. Dis Vrydag, so dis lunchtyd by die werk. Wel, ek verdien dit. Kom ek eet maar saam met die span takeaways. Whatever. Kyk hoe vinnig en maklik praat die vlees en gryp die vlees na die resultate without the process. Maar die Gees sê, ek bou jou deur proses, sodat jy die seën kan dra.
Ek post in die week op my Facebook, dink amper gister of eergister sê ek, as Vader vir my en jou elke liewe blessing moet uitdeel, sal ek en jy vernietig wees. Want ons kan nie die gewig van daai beloftes dra nie. Ons is nog nie reg om dit te ontvang nie. Ek en jy moet in proses reggemaak word om daai beloftes of promises van die Here te kan dra. So hoor gou hoe klink die stem van die vlees. Die vlees sê, ek wil dit nou hê. Nou kyk, as jy nie 'n vleeslike stem in jou huis op hierdie oomblik het nie, kan ek vir jou my 3-jarige leen, want wanneer hulle my iets soek, soek sy dit nou. Sy soek dit dadelik. Maar net soos ek en jy dit. As ons laat hardloop in die oggend, soek ons al die robotte nou groen. My lewe moet maklik wees. En ek verval ook in daai verskoning, dat ek vir myself baie eenvoudig sal sê, ja, as it when it goes with force, go without, né? When you go without, go without. As ek iets moet forceer in my lewe, gaan ek nie. Yes, dis valid, as ek 'n transaksie of 'n besigheidsdeal moet forceer, maybe it's not from God, maar ek gebruik daai selfde mate van reël in my lewe. Ek wil dit maklik hê. Ek wil doen wat vir my goed voel. Maar wat vir my goed voel, is nie altyd gehoorsaam nie. As ek 'n vriendin moet berispe of 'n baie swaar, moeilike profetiese woord gaan oordra, ek wil nie, maar ek moet. Want gehoorsaamheid is baie belangriker as wat vir my gaan goed voel op die oomblik. Ek dink byvoorbeeld aan 'n insident wat my man by binnelanders met iemand wat nie 'n gelowige was nie, sê die Here vir hom audibly, Hytjie, jy gaan nou na hom toe stap en vir hom gaan sê, ek is lief vir hom, ek sien hom raak. En Hytjie sê vir die Here, maar Here, hoekom moet ek dit vir hom gaan sê? Hy glo nie eers nie. En die Here sê vir Hytjie, dis nie die punt nie, ek wil hê jy moet gaan. En as Hytjie moes gedoen wat vir hom goed gevoel het, dan het hy dalk nie. En hy het die hele dag geworstel en hy het 'n laaste waarskuwing gekry. En Vader het hom gesê, Hytjie, jy het tot die einde van die dag, maar ek wil hê jy moet dit gaan doen. En my man stap in die persoon se kantoor en hy gee die boodskap en die persoon kyk op en rol sy oë vir Hytjie en Hytjie stap uit. En Hytjie sê, Here, waaroor was dit? En die Here sê, dit gaan nie oor die persoon of die boodskap nie. Dit gaan vir my oor of ek jou hart kan vertrou. En dit was 'n toets vir my man. As ek en jy net gaan doen wat ek en jy goed voel om te doen, we're missing the point. Ons vlees sê gereeld, ek sal dit môre doen. Ek sal dit môre doen. So van uitstel kom afstel. Want die vlees leef vir onmiddellike bevreding. Die vlees lewe vir emosionele verligting. Die vlees lewe vir gemak en die vlees lewe vir korttermyn oplossings. En die waarheid is, die vlees beloof in die oomblik vir my en jou verligting, maar bring dikwels spyt later. Dink gou daaraan. As jy elke dag jou vlees gaan vergemaklik deur 'n snytjie koek te eet, ek gaan nie môre of dalk al teen Sondag of dalk al teen volgende Vrydag skielik my definisie verloor en nou vet wees nie. Maar as ek so gaan aanhou vir 'n maand, gaan ek verseker spyt wees. En dis wat vlees doen. So verligting nou, die koek is vir my vir vandag lekker, want dit is my troos vir vandag, maar ek is spyt later. God werk anders. God sê, wees vrugbaar en onderwerp die aarde. God gaan eers fokus op my en jou karakter, op my en jou volharding, op my en jou dissipline, wanneer hy vir my en jou sê, wees vrugbaar en ontwerp die aarde. Want dit gaan oor sy vertroue en sy wagtyd. Romeine 5:3-4 sê so mooi, volharding kweek karakter en karakter kweek hoop. Ek kon hierdie nooit verstaan het nie. Nooit nie. Want Here, ek volhard en Here, ek druk deur en dan word my karakter geslyp. En dan as ek jare later terugkyk op die insident, dan verstaan ek, maar daai hoop is sy hoop deur my lewensverhaal verander wat weer in volharding is. So God se doel is nie net dat jy beter moet voel nie. Sy doel is dat jy sterker moet word. En dit word geslyp wanneer jy gaan kies om meer vir die Gees te luister as wat jy gaan luister vir die vlees. Hoekom is die geestelike proses
moeiliker as die vleeslike proses. Want God werk soos 'n saad in my en jou gees. God werk stadig, God werk soms onsigbaar, God werk oor 'n tyd, sy tyd is nie my en jou tyd nie, en deur sy konsekwentheid. So if here is a constant God, He's asking you and me to be constant in our things. En ja, ons gaan nie die toets van konsekwentheid slaag nie, but we can at least try to get better. Vinnige verandering verander gedrag. Stadige prosesse verander identiteite. Ek het al mense gesien wat vir my sê, ja Jerine, ek is jammer, ek gaan dit nie weer doen nie. My klein 3-jarige is weer 'n praktiese voorbeeld. Ook 'n mamma, ek gaan dit nie weer doen nie. As daar net 'n vinnige verandering was, is dit 'n verandering in gedrag. Maar as daar 'n stadige verandering gebeur, met ander woorde 'n afbreeking, 'n surrendering, 'n repenting, dan verander die identiteit en die identiteit kom in lyn en dis hoe die Gees werk. So punt nommer 1 is God gee vir my en jou die belofte en hy sê wees vrugbaar. Maar dan sê hy in die volgende gedeelte van dieselfde vers 28 onderwerp die aarde. Hier is waar ek en jy mis. Ons almal skryf vir almal, be fruitful and multiply. Die Here wil jou bless, die Here wil jou suksesvol sien, die Here wil vir jou vrug laat dra in jou lewe. Maar ons laat uit spesifiek in konteks, uit konteks, daai tweede gedeelte, om vrug te dra en ontwerp die aarde, om te heers, dra vrug en heers oor dit, beteken, ek en jy het 'n verantwoordelikheid van selfbeheer. Ek en jy moet dissipline toepas. Ek en jy moet leiding gaan neem en ek en jy het verantwoordelikheid oor die vrug wat Vader in ons lewens plaas. Maar hier is die dieper waarheid rondom daai heers. Jy kan nie jou lewe regeer as jy jou gevoelens nie kan regeer nie. En jy kan nie invloed dra as jou gewoontes nie beheer kan word nie. So daai heers is 'n groter toets vir my en jou as wat dit vir enige iemand om ons is hoe wil ek sê dat ek wil my lewe regeer, maar my emosies besluit môreoggend as ek wakker word hoe die dag gaan lyk. Dis wat ek nou bedoel het met die twee rand. As ek en jy nie in lyn kan kom met dissipline, met leiding, met verantwoordelikheid, met selfbeheer nie, hoe gaan God vir ons meer vrug gee om oor te heers? Die eerste plek waar God jou roep om te heers, dames, en ons gaan soek dit op soveel ander plekke. Die eerste plek waar God my en jou roep om te heers, volgens Genesis 1 vers 28, daai skrif is vir jou, wees vrugbaar en ontwerp die aarde, met ander woorde, heers daaroor. Daai eerste plek is jou emosies, is jou eetlus, is jou reaksies, is jou uitstelgesindheid, van uitstel kom afstel, en jou daaglikse keuses. Dis die eerste plek wat ek en jy moet regkry, want dit gaan oor jy wees vrugbaar en heers. Daai is 'n plek waar soveel van ons baie meer hulp en leiding by die Here moet kry. So my laaste nota net gaan vinnig oor hierdie, is jou vlees en jou gees is elke dag in daaglikse keuses besig. Ons is partykeer attent daarop of bewus daaroor, ander kere glad nie. Die vlees gaan iets altyd nou soek. Die gees is bereid tot later. Die vlees soek altyd iets maklik. Die gees is bereid om deur groei te gaan. Die vlees gaan op gevoelens. Die gees gaan op waarheid. Die vlees gaan op verligting. As ek hierdie ding gaan gryp, ek is nou so dors, gee my 'n sluk water, of gaan ek dors deur hierdie sessie klaarmaak en dors na meer van God. Dadelike verligting en die Gees sê, gee vir my vryheid. Ek's bereid om te wag, want hier kom vryheid as ek volhard. En dan die vlees is korttermyn en die Gees is lewensveranderend. So as jy hierdie kan skryf en agter op jou selfoon kan plak
en kort jouself kan check in iets. Jy sit dit agter die laptop is en jy's met deadlines besig en jy druk nog iets in jou mond. Wat is daai? Is jy genuinely sincerely honger of is dit jou vlees wat gryp na iets nou, na iets gemaklik? Is jy gevoelingsgelei of is jy deur die waarheid gelei? Dit is langs my bed, is op my speelkas in my badkamer, is in my aantrekkamer en ek check myself kort. Watter keuse maak ek hier? Maak ek vleeslike, gemaklike, comforting choices of is ek besig om in my gees te groei sodat ek in die volheid van God se beeld kan staan? En elke dag vra God nie vir my en jou om groot besluite te maak nie. Hy vra van hierdie klein, eenvoudige besluite. Hy vra, staan op, al voel jy nie so nie. Hy sê, kies wat reg is, nie wat maklik is nie. Hy sê, bly getrou aan my belofte, al sien jy nog nie die resultate nie. En dan, vlees en gees. So ek dink wat vir my belangrik is wat jy moet onthou van Genesis 1 vers 28. Ja, God wil hê ek en jy moet vrugbaar wees. En hy gee eers die belofte en dan die opdrag. Maar moet asseblief nie die twee bymekaar verwyder nie. Daar's belofte en opdrag. En opdrag sê ek en jy het 'n verantwoordelikheid. En daai eerste plek is in my en jou gees, in my en jou vlees wat so maklik gryp na die gemaklike comforting choices in life. God vertraag soms die proses, nie om my en jou te straf nie, maar om my en jou voor te berei. En dis waar die gees in lyn kom. So, die refleksievraag vir hierdie gedeelte is, waar sien jy spanning in jou lewe huidiglik tussen nou en later in jou lewe? Praktiese voorbeeld, as jy sukkel om jou kop te laat gaan, ek wil nou 'n kleintjie hê. Here, ek bid al hoe lank vir my babietjie. Ek soek dit nou in plaas van later. Kyk die vlees en die gees en ek praat vrylik hieroor want ek en Hytjie is in hierdie journey ook alweer vir 'n paar maande besig. Hoekom nou? Hoekom my vlees? En wat sê die gees se respons daarteenoor? Hoe wys dit in my liggaam en in my gewoontes, daardie nou of die later in my lewe? Hoe lyk dit visueel in jou liggaam en jou gewoontes? En dan natuurlik, waar sukkel ek met selfbeheersing? Wat kos dit my geestelik en emosioneel as ek sukkel met my selfbeheersing? En wat dink God wil hy tans in my lewe? Wat dink God wil hy tans in my bou? So hierdie is nogals baie persoonlike vrae wat geantwoord moet word rondom die selfbeheersing konsep. En ja, ek dink jy moet jouself net bitter baie grace wanneer jy value of antwoorde daar neerskryf en besef net dat soms net is die vertraging in die proses nie straf nie, maar voorbereiding. En ja, ek het hom al 'n paar keer in my lewe geskryf. En dan is ek dankbaar, absoluut dankbaar vir die voorbereiding. So, bladsy 9 is vryheid met grense. Dis obviously een van die lekkerste dele van my toe die openbaring plaasgevind het. En hierso gaan ons kyk na Genesis 2 vers 6 tot 17. En as jy net vir nou hierdie kan raakvat rondom Genesis 2 vers 15 tot 17 en nog net dit met jou in Genesis 2 praat, is daar klaar baie meer wat met jou gaan praat in Genesis 2 as die vorige keer toe jy gesukkel het met Genesis. So Genesis 2 vers 15 tot 17 sê, van al die bome in die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad mag jy nie eet nie. So, ek dink hierdie is vir my persoonlik een van die diepste plekke waar mense God verkeerd verstaan. En ongelukkig, die rede vir die verkeerd verstaan is die vyand se stem of die vyand se idee of die vyand se realiteit oor God is vir jou klaar duideliker as wat die waarheid van God se karakter vir jou is. So ons interpreteer hierdie gedeelte verkeerd en baie mense lees hierdie dan dat God is 'n streng God,
dat hy is beperkend, hy beperk ons, kan hy dit doen? Ek het al gesprekke gehad met ongelowiges wat sê, maar your God is not a good God because he keeps good things from you. En ja, dit is die lense waaruit ons God sien. Ons sien dat God is streng, hy's 'n kwaai pa, hy is beperkend en hy hou goeders terug van ons. Maar as jy mooi kyk en as ons weer hierdie sin gaan lees, is dit eintlik die teenoorgestelde. Wat ek wil hê jy moet raak sien in Genesis 2 vers 15 tot 17, is dat hy is 'n God met oorvloed. Eers dan gee hy sy grense. So gaan terug na ons Genesis vorige gedeelte toe, wees vrugbaar. Hy gee vir Adam en Eva alles. Be fruitful and multiply. Hy is 'n God van oorvloed. Dan kom ons hier na Genesis 2 vers 15 tot 17 en hy sê van al die bome in die tuin mag jy vrylik eet. Hy is 'n God van oorvloed. As ek dit weer moet sê dat jy my kan hoor, hy is 'n God van oorvloed. En uit sy oorvloed uit kom daar 'n grens. En dis nie omdat hy iets terughou of omdat hy beperkend is of dat hy 'n God is wat ons straf of 'n pappa is wat nie wil hê ons moet goed doen of lekker hê in ons lewens nie. God se hart in Genesis 2 is oorvloed, nie straf nie. Hy sê letterlik van al die bome mag jy eet. Dit is nie 'n nee God nie. Dis 'n God van oorvloed. Die nee, die een boom is nie omdat hy sleg is nie. Dis omdat hy vir my en jou liefhet. En as die vyand jou vanaand iets anders kom vertel het oor die Here, is ek bly dat ons kan vashak by hierdie plek. Want ons sukkel om God se grense te verstaan in konteks. God se grense is nie om my en jou te frustreer nie. Dit mag ons frustreer, want onthou gou-gou, Genesis 1 het ons nou geleer van ons vlees, en ons vlees soek maklik, en ons vlees soek vinnig, en ons vlees soek gou, so dis die vlees wat gaan frustreerd raak. Maar sy grense is om jou en my te vorm en te beskerm. En hoekom sukkel ons om hierdie te verstaan? Hoekom sukkel ons almal vandag om grense, mekaar se grense, ander se grense te verstaan, ons eie grense te verstaan en God se grense te verstaan? Liefde sonder grense is nie grense nie. Dis verwaarlosing. As God geen grens gehad het nie, sou dit beteken daar is geen keuses nie, geen gehoorsaamheid nie, geen groei in ons lewens nie en geen vertroue nie. Nie vertroue van hom na ons toe en van ons na hom toe nie. Dis hoekom hy gesê het van daardie een boom moet jy nie eet nie. Maar jy het al die res, alles anders. Moenie net die beperking in jou lewe raak sien nie. Daai een grens bring vir my en jou gehoorsaamheid. Dit bring vir my en jou groei in ons lewens en dit bring vertroue. Liefde sonder grense vorm niemand nie. Ek sukkel verskriklik daarmee met my kleintjie Patreus. Dis taaf om haar te dissiplineer. Dit is nie lekker nie. Ek huil agter die toedeur. It's not fun. En dan die derde punt wat ek wil hê jy moet weet rondom hierdie is, dat daai een boom wat hulle moes uitgelos het, was nie die toets of hulle honger was nie. Dit was 'n toets van vertroue. En hierdie is die sleutelpunt in my en jou lewe, wanneer ons kyk na Genesis 2 vers 16 tot 17. Adam en Eva was nie arm nie. Adam en Eva was nie honger nie. En Adam en Eva het nie 'n tekort gehad nie. Daar was oorvloed rondom hulle gewees. Die toets was, sal hulle God genoeg vertrou as God vir hulle sê, van al die bome mag jy vrylik eet, maar van daardie een boom moet jy nie eet nie. Kan ek en jy vir God genoeg vertrou wanneer ons so 'n instruksie in ons lewens het? Ek dink dit is 'n bitter moeilike vraag vir party van ons. Vertrou ons God genoeg? Kan jy vertrou dat wanneer hy vir jou so 'n ultimatum of so 'n grens in jou lewens sit, kan jy vertrou dat hy goed is? Kan jy vertrou en met 'n eerlike hart sê, hy hou niks terug wat nie regtig nodig is nie? En dat sy wagtyd en sy grense
is liefde. En baie van ons het 'n grens of 'n toets in ons lewe wat vir ons 'n bitter moeilike toets op hierdie stadium is om te skryf. Party is op plekke waar hulle Moses en hulle mandjies moet laat gaan. Party is in 'n plek van terugdraai, van repentance. En dis moeilik dan om te sê, as Genesis 2 vers 6 tot 17 God is wat met my praat en vir my sê, Geraldine, jy kan van alles vrylik eet, maar daardie een boom moet jy uitlos. En ek moet in my hart gaan sê, okay, maar daardie een boom se naam is nog 'n babietjie. Of daardie een boom is Lemay se gesondheid beter te maak. Of daardie een boom is whatever my boom se naam is. As hy vir my sê vir nou, los daai gedagte. Maar jy kan vrylik van die res wat reeds in oorvloed in jou lewe is. Kan ek by 'n plek kom wat ek sê, ek vertrou dat hierdie grens word vergoed bedoel deur God. Gehoorsaamheid word meestal getoets by dit wat jy wil hê, maar nie mag kry nie. Dis die Genesis 2 vers 16 tot 17 aha moment. Gehoorsaam word gevorm by dit wat ek en jy wil hê, maar nie dadelik of nooit mag kry nie. So wat kom doen die vyand dan? En ek gaan nie nou te veel aan die vyand vat nie, want hy kom nou in die volgende seksie. Maar die vyand kom dan in Genesis 3 en hy sê, kyk gou mooi wat hy doen. Hy vat die fokus weg. Hy vat die fokus weg van die feit dat Adam en Eva van al die bome vrylik mag eet. En hy skuif die fokus na, hoekom mag jy van daai een nie kry nie? So kyk gou jou eie lewe. Reflect, want dis wat die woord doen, hè? Hierdie woord is my en jou spieël. Like if you open it up, it's going to reflect to your face. Hy vat hulle fokus van oorvloed na beperk. En hoe baie van ons is daar vasgevang? Ons mis die oorvloed in ons lewens, want hierdie een dingetjie is nou vir ons moeilik. Hierdie een dingetjie word nou by ons weggevat. So die vyand se strategie is hy laat jou vergeet wat God reeds vir jou gegee het. En hy maak jou super obsessief oor wat jy nie het nie. It's difficult to hear. En vandag werk ons presies dieselfde. Jy het 90% om oor dankbaar te wees, maar hy hou jou vas en hy hou jou besig op die 10% wat jy nie in jou lewe het nie. Ons het soveel seëninge wat ons nie op ons hande kan optel nie, maar hy laat ons voel dat God is hard, omdat God een grens inbring. En dan verander hy sy gedagtes en hy sê vir ons, as God my regtig liefhet, sou hy my nie beperk het nie. En dan begin ek en jy deur 'n slinkse toets en een grens in ons lewens in die strategie van die vyand val. En die vyand haat grense, want hy weet dat grense beskerm roepings. So hierdie Genesis, en hoekom ek net so 'n klein stukkie van Genesis 2 vasvat, vers 16 tot 17, is want net in hierdie een gedeelte is daar soveel hard werk wat moet plaasgevind word. Ek dink onmiddellik aan iemand wat smag na 'n man. Dis haar hartsbegeerte om 'n man te hê. Dalk is 'n tydelike grens in haar lewe. En wat doen die vyand? Die vyand laat ons dan die 90% wat ons het in ons lewens nie raak sien nie, en hy laat ons die 10% raak sien. En hy het al so gekom om te kom steel en te kom roof oor wat God se hart en God se karakter is, want ons sê dan vir onsself, maar as God my liefhet, sal hy vir my 'n man stuur. Moenie die een grens in jou lewe raak kyk en die goedheid en die guns en die vrug wat in ons lewens is, miskyk nie. Die vyand haat grense, want hy weet grense beskerm roepings. Hoekom voel mense dan dat God straf hulle? Want dink byvoorbeeld gou vinnig, né? As jy gaan swem en hier's 'n bordjie wat sê, moenie in hierdie gedeelte swem nie, daar's haie. En jy gaan swem daar en 'n haai eet jou op. Was dit God gewees wat jou gestraf het? Nee.
Die bord was daar, die bord wat jou gered het. Maar jy het sekere plekke en sekere dinge in jou lewe toegelaat en dit het 'n gevolg. So as jy nie die grens gaan gehoorsaam nie, gaan jou ongehoorsaamheid 'n gevolg hê. En jou gevolg is gelyk aan God straf my nie. Nee, kom terug in lyn. Die bord van haie wat sê moenie daar swem nie, is hoe groot wil jy hom hê? Wil jy hê dan moet sirenes afgaan? What do you need to move? God is nie besig om jou te straf nie. Hy is besig om jou te protect. En baie van sy grense is to protect your identity, it's protect your calling, it's to protect your gifts and your promises and the blessings on your life. But if you're not going to stay in, as jy nie in grens gaan bly, jou een boom wat jy nie van mag eet nie, en jy gaan toelaat dat saam met die vlees en die gees die vyand kom speel en vir jou kom sê, maar kyk aan die 10% wat jy nie het nie raak en mis jou 90% en dink dit gaan na een grens die heeltyd en mis jou seëninge, dan gaan ek en jy in hoofstuk 3 beland. Genesis hoofstuk 3. So voor ek so toe skuif, is die vraag vir hierdie stukkie is, watter een boom in my lewe is moeilik om te los? Wat maak gehoorsaamheid vir jou ongemaklik? Weereens 'n baie persoonlike en heilige vraag. Waar is jy tans geroep om gehoorsaam te wees? En is vir jou ongemaklik? Nog 'n persoonlike vraag is, waar sukkel ek om God te vertrou? En sommer lekker, daar is die boom. Watter grens ignoreer ek omdat dit nie so erg vir my voel nie? En wat vra God my om te los, of verstaan ek dit nie? So hierdie is by Genesis hoofstuk 2. Ek dink baie nodige vrae en baie sacred questions. Ons is amper klaar vir die wat nog vashak en moeg raak. Kom ons gaan na die volgende een toe. Die volgende ene is die stem van comfort en hier gaan ons begin by Genesis 1 vers 5. So wat gebeur in Genesis 1 vers 5? Die slang kom praat met Adam en Eva en hy kom sê, is dit ook so dat God gesê het? So hier lê een van die gevaarlikste waarhede in die hele Bybel. So gou. Ons is by hoofstuk 3. Ons het nou God verstaan in hoofstuk 1. Ons het verstaan dat ons het na sy beeld gemaak. Ons het verstaan dat maak nie ongeag hoe chaos of donker of duister my lewe is, dit maak nie vir hom saak nie. Hy is nie afgeskrik nie. En ek het vir julle gewys in Genesis 1 hoe werk sy orde, wat is sy stappe wat in ons lewens plaasvind. Toe gaan ons oor na Genesis 2 toe, wat sê ek en jy het die opdrag om vrugbaar en te heers en hoe lyk daai verantwoordelikheid van heers en dat dit eintlik eers by ons begin. En dan gaan sy vir ons, waarvan het ons in oorvloed, al die seëninge, en hoekom daar grense is, en dan kom ons nou by die vyand, wat nou hierdie grens net so bietjie wil kom rondstoot. So, en hierdie is een van die gevaarlikste waarhede in die Bybel, reg in die begin, in hoofstuk 3. Want die vyand het nie begin met openlike sonde by Adam en Eva nie, hy het nie begin met rebellie met Adam en Eva nie, met ander woorde hulle rug op God gedraai nie, en hy het nie iets dramaties kom doen nie. Hy het begin met 'n vraag, en die vraag was, is dit ook dat God gesê het? So wat gebeur? Punt nommer 1, die vyand werk deur twyfel en nie deur konfrontasie nie. Okay. Let op wat hy nie gaan doen in hierdie hoofstuk, maar ook so in my en jou lewe. Hy sê nie vir my en jou direk God bestaan nie. Hy sê nie direk vir God sleg nie en hy sê ook nie direk dat die tuin sleg is nie. Sy eerste sin was nie een van daai 3 nie. Sy eerste sin is dit ook so dat God gesê het? So wat kom doen hy? Hy val net in God se woord aan. Want as hy jou kan laat twyfel oor wat God vir jou sê, dan gaan jy begin twyfel oor jou waarheid, gaan jy begin twyfel oor jou grense,
en gaan jy begin twyfel oor hoekom jy dit moet self regverdig. En jou aha moment is dat die vyand se eerste strategie in my en jou lewe, visible in Genesis 3 verse 1 to 5, is nie sonde nie. Sy strategie is verwarring. And God has not given us a spirit of fear or confusion. We have a spirit of sound mind. Maar jy gaan moet by die geestelike gedeeltes uitkom. Tyd in die woord, God se karakter ken, God se hart vir jou ken, want die vyand gaan verwarring bring. Punt nommer 2. Hoe dit vandag in my en jou lewe klink. Dit klink nie boos nie, dit klink egter redelik. So is van hierdie wat ek en jy so maklik in 'n dag kan opsê. Dis seker nie so erg nie. Ek kan maar nog 'n sjokolade eet. As ek dit net hierdie een keer doen, sal ek seker daarmee kan wegkom. Ag, ek het 'n moeilike week gehad. Ek gaan maar net nog 'n glasie wyn drink. Weet jy wat? Ek verdien dit. Ek het hard gewerk en hierdie kom na my. Ek verdien dit. 'n baie goeie ene, God verstaan. God verstaan, ek het vanoggend weer gesnoes. Ek het regtig probeer bietjie vroeër opstaan, maar weet jy wat? God verstaan. Hy verstaan regtig. Of 'n baie populêre een. Weet jy wat? Almal doen dit. Almal doen dit, so wat maak my anders? Ek kan dit seker ook maar doen. So dis nie 'n harde stem nie. Dis net daai klein sagte verskoningkies wat die vyand gebruik, 'n leuen kom plant, 'n grens skuif en ek en jy mis dit dat God ons eintlik van ons roeping beskerm. En dan nommer 3, die gevaar van die sagte stem. Ek wil hê jy moet hoor dat die gevaar is dat comfort, gemak, is subtle. Dis 'n klein compromise. Dis 'n klein uitstel tot later. Dis 'n klein aanskuif van die grens in plaas van hier gaan ek om hierdie kant toe skuif. Dis alles sulke klein, subtiele goedjies. En die probleem is dan net elke een, okay, nog 'n bietjie, okay, ja, ek sal maandag begin. Elke klein okay maak die volgende een makliker. En dan verval jy in sonde. Maak jou gewete stiller. Dit maak die waarheid binne jou stiller. So jy hoor nie meer die waarheid nie en die volgende een word makliker en vinniger. En dit maak God se stem in jou hart sagter. So die groot distance wat ek en jy soms en dikwels in ons harte voel, begin nie met rebellie nie. Dit begin met regverdiging, om 'n grens te skuif, die vlees se gemak te regverdig en dan the accumulative effect thereof places a distance between you and God en dan voel ons maar waar is God. So wat het die slang regtig gedoen? God het gesê van al die bome mag julle eet. En die slang kom fokus en hy sê mag julle regtig nie eet nie. Hoor die verwarring. Hy skuif die fokus van oorvloed na beperking. En dis hoe hy vandag in jou lewe gaan werk. Hy laat jou voel dat God is streng, hy laat jou voel dat God hou goed terug in jou lewe, en hy laat jou voel dat God ontneem jou van goed in jou lewe. En wanneer jy begin fokus op wat jy nie mag hê nie, begin God se goedheid vir jou vervaagd te word. So ek wil regtig hê, net gou vir 'n oomblik op hierdie minuut, wil ek jy moet jy vir jouself gaan vra, is God se goedheid vir jou op hierdie stadium vervaagd? Is dit vir jou 'n moeilike konsep om te sê, weet jy wat, ja, dit waarvoor ek God vertrou, of God se goedheid en guns vir my lewe, dit is vir jou 'n maklike gesprek. Want ek weet van soveel vrouens wat op hierdie stadium sukkel om te sê, hulle weet dit, God is good all the time, maar is nie vir hulle hartwaarheid op hierdie stadium nie. En jou innerlike stryd tussen jou vlees en jou gees, comfort en gehoorsaamheid. Die vlees gaan vir jou saggies sê, kies jou gemak, kies dit nou, kies wat lekker voel. En die gees gaan sê gehoorsaamheid, bly getrou, hou die grens in plek, al is dit vir jou hoe moeilik, hou die grens daar, en vertrou my, dat daai grens vir jou goed is. En die probleem is net, die vlees se stem klink dikwels
meer redelik as die Gees se stem. En hoe herken ek en jy die stem van die vlees? Die stem se vlees is 'n verskoning, is 'n regverdiging, is gefokus op gevoel eerder as waarheid en is besig om grense in jou lewe te skuif. As jy 'n storie vir jouself moet vertel om dit te regverdig, is jy heel waarskynlik klaar besig om vir die verkeerde stem te luister. So, dis in terme van die stem van comfort. Ek kan weer eens 4 aande 'n reeks net op hierdie alleen doen. Maar die vraag is, hoe klink comfort se stem in jou lewe? Is dit kos? Is dit drank? Is dit rook? Hoe klink jou stem van comfort op hierdie stadium in jou lewe? Hoe verskil hierdie stem van God se stem? Watter verskonings gebruik ek gereeld vir die vleeslike comfort verskonings? Hoe het hierdie verskonings en die gemak van my vlees my al gekos? En wat sou gehoorsaamheid hier beteken het en hoe sou dit gelyk het? OK. Dan die laaste deel van die boek, en as ons amper by 1 uur en 'n half, is dan comfort lei na skaamte. En nou is ons in Genesis 3 vers 6 tot 10. So Genesis 3 vers 6, ek gaan by hom uitkom. Maar dis so die enigste ding wat ek gou vinnig gaan lees. So Genesis 3 vers 6 tot 10 sê: When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they realized that they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. So, hier is hoe sonde lyk. It is pleasing to the eye. So, pleasing to the eye, desire, was good for food, It was good for food, pleasing to the eye, and desirable to gain knowledge. So, wat ek wil hê jy moet hier verstaan. Die volle mens word hier getref in een verwarring. Die vlees, want dit is kos wat geëet word, die siel wat sien, en to gain wisdom. So trots val in. As jy daai 3 kan hou, pleasing, there was food to eat, pleasing to the eye, and desirable to gain wisdom. Daai is die 3, en ek sal môre 'n klein video oor hierdie maak, as jy hom prakties kan vasvat. Maar dit is die 3, hoe jy kan weet, hierdie is sonde, en hy het jou in jou oë vasgevang, jy moet aan die ander kant toe hardloop vinnig. Die vlees wil dit nou hê, die gees bou en wag vir later. So die eerste sonde was nie rebellie nie. Die eerste sonde was troos bo vertroue. En wat vir my so hartseer is hy het hulle beloof, of hy het vir hulle gesê, dat as julle van hierdie gaan eet, gaan julle soos God wees. En die realiteit is, Genesis 1 vers 26 het reeds vir hulle bevestig, dat hulle is in die gelykenis van God se beeld gemaak. So, hy het hulle iets beloof, of hy het iets van hulle beloof, of hulle ontneem van iets, wat klaar hulle sin was. En hy kom en hy bring verwarring. So wat gebeur met comfort? Wat gebeur as ek en jy kies dan, en dis die just van hierdie tema, is om getting comfortable with the uncomfortable, is want comfort kom steel by ons. Genesis 3 vers 7 tot 8 sê, toe gaan hulle oë oop en hulle het vye blare aan mekaar gewerk. Hulle het die stem van die Here God gehoor, en die mens en sy vrou het vir die aangesig van die Here weggekruip. So hier gebeur iets dieps.
Hulle oë het oopgegaan, maar nie na vryheid nie. Die slang het hulle beloof dat hulle gaan soos God wees. Maar wat gebeur? Hulle het nie krag nie, hulle het nie vrede nie en hulle het nie vryheid nie. So wat het hy beloof? Het hy vir hulle die waarheid beloof? Glad nie. Hy het hulle verwar en die ruiltransaksie vir daai pleasing comfort was skaamte, selfbewustheid, afstand en vrees. So sonde beloof bevryding, maar bring selfbewustheid en skaamte. En die eerste ding wat verander, hulle kyk nie meer na God nie, hulle draai hulle gesigte weg uit sy aangesig uit. So Genesis wys vir my en jou 3 dinge wat mense doen wanneer hulle skuldig en skaam is. As jy na daai stukkie vers 6 tot 10 gaan kyk, gaan jy leer wat ons doen deur die voorbeeld van Adam en Eva, van 'n skaamte, shame, oor ons val. Ons bedek onsself, ons gaan kruip weg en ons vermy die ontmoeting met die Vader. Hulle maak van hulle vye blare, hulle bedek hulle self. Vandag lyk vye blare in my en jou lewe soos, ek is fine, ek kan aanhou funksioneer al is ek hoe moeg, ek probeer dit self regmaak, ek sal harder kyk of harder probeer volgende keer. Self regmaak, bedekking, is die eerste reaksie van skaamte. Dan nommer 2, hulle gaan kruip weg. Hulle versteek hulle self van God. Vandag doen ek en jy dit in die vorm van, ek bid minder, ek lees nie meer my Bybel nie, ek vermy my stilte tyd, ek voel nie goed genoeg om in God se teenwoordigheid te gaan sit nie. En die groot waarheid van skaamte is, skaamte laat jou wegkruip vir die enigste plek waar genesing moontlik is dit wat skaamte regkry. Die derde vorm van skaamte is, skaamte veroorsaak dat ek en jy vermy om Christus te gaan ontmoet. God kom, soos altyd, na hulle toe. As jy gaan verder lees in Genesis, gaan jy agterkom dat die Here kom ontmoet hulle in die tuin en hy vra vir Adam en Eva, waar is julle? Maar hulle antwoord nie en sê, Here, help ons nie. Hulle bly weg. En dis wat Comfort doen. Comfort hou jou weg van God af. Want skaamte gaan vir jou sê, moenie na God toe gaan nie. En Comfort gaan sê, kom ons verdof dit met nog 'n gevoel. So nou wil ek my skaamte met nog 'n comforting gevoel probeer stilmaak en ek gaan net verder en verder in distance in. Ek en jy doen dit vandag deur kos, deur skerms, deur besig te wees, deur ons werk, deur social media en selfs ons godsdienstige aktiwiteite sonder intimiteit. En ons hou onsself besig sodat ek en jy nie hoef stil te raak by daai ontmoeting nie, die vermyding van die ontmoeting. Ons het 'n familielid wat dood is omdat hy die ontmoeting vermy het, omdat hy nie wou toelaat dat hy kan stil word, dat God met hom kan werk nie. Comfort is dikwels nie plesier nie, maar vermyding. So wat is dit wat jy vermy as jy elke keer daai soetgoed gryp, elke keer daai glasie wyn drink, elke keer jou vape trek? Wat is dit what is it that you are trying to give comfort? Die diepste tragedie van Genesis 3 is God kom steeds na hulle toe en hy sê vir hulle, waar is jy? Nie omdat hy nie weet waar hulle is nie, maar omdat hy wil hê dat hulle moet na hom toe terugkom. Maar as ek en jy in skaamte verval, dan dink ons, God is kwaad vir ons, God gaan ons straf, dat God is teleurgestel in ons, en ons mag nie meer naby hom wees nie. En ek wonder vanaand, vir hoeveel mense vra die Here, soos vir Adam en vir Eva, Geraldine, waar is jy? Nie omdat hy nie weet waar ek is nie, maar omdat hy wil hê dat ek moet terugkom, omdat hy wil hê, jy moet terugkom. En weet jy wat? Al stap jy vanaand in daai skaamte self terug na die Here, stap net terug. Want skaamte laat jou wegkruip van God, wat jou eintlik wil kom ontmoet, wat eintlik net daai orde in die begin van hierdie sessie vir jou wil kom regstel. Hy wil kom lig skyn en orde bring, vir jou struktuur gee, sodat jy kan groei en in 'n plek van rus kan inbeweeg.
Hoe lyk hierdie stappe in my en jou dag vandag? Wanneer ek en jy ooreet, wanneer ek en jy grense breek, wanneer ek en jy terugval in ou patrone en nie doen wat jy beloof het jy gaan doen nie. Dan kom ons gedagtes en ons sê vir onsself, maar ek het alweer opgemors. Of weet jy wat, God is al so teleurgestel in my in elk geval. En ek sal môre weer probeer begin. En dan, wat gebeur môre? Môre eet ons net weer. Môre kyk ek net weer my sosiale media in plaas van doen my Bybelstudie. Môre vermy ek net weer om genuinely stil te raak en te gaan bid en te gaan hoor wat is die Vader se hart. En weet jy wat is die hart wat ek wil hê jy moet verstaan? Is dat jy doen nie dit omdat jy rebels is nie, maar jy doen dit omdat jy skaam is. Jy doen dit omdat jy skaam is. Hier is my laaste sterk punt wat ek hoop jy nog hoor en luister. Die vyand se siklus is verleiding of verwarring, in jou sondeval in. Uit jou sondeval is daar skaamte, uit jou skaamte gaan jy wegkruip, in jou plek van wegkruip gaan jy comfort gaan soek, en van comfort is daar afstand. En dis my noodoproep van hierdie reeks, getting comfortable with the uncomfortable, want as jy al klaar by comfort is, by punt 5, is jou volgende plek afstand. Hoe ver het die vyand jou al? Verleiding en verwarring, sonde, jy het die grens gemis, skaamte, ek het die 3 punte van skaamte genoem, bedek jy jouself, gaan kruip jy weg, vermy jy die ontmoeting, na skaamte kom wegkruip, in jou plek van wegkruip, gryp jy na comfort, en die volgende stap is afstand. En hoe langer die afstand, hoe harder lyk God vir jou in jou eie gedagtes. En dis my noodkreet, is I want to help ladies this year to understand God's heart for them. Om te verstaan dat Genesis 1 sê, dat hy wil hê ek en jy moet vrug dra. Maar hy vrug kom met 'n opdrag, en dit beteken ek en jy moet heers. Hoe lyk heers? Heers begin by ons eerste, ons emosies, ons gedagtes, ons gewoontes, ons dissipline. Anders mis ons die punt. He's not going to give us more if we can't do lots with the little in our hands. En die feit dat Genesis 1, 2 en 3 klaar so waardevolle lesse vir ons het, blows my mind dat mense nie in hulle woord wil wees elke dag nie. Ek kan julle vir nog 3 ure net op hierdie 3 boeke besig hou. Ek moes vlugtelik gaan raak het, sodat ons onder 1 uur en 'n half plan, ons is klaar oor tyd. Dit is ryk, God se belofte. Sy woord is ryk aan liefde. Daar is so baie. Maar vanaand wil ek hom vasvat en ek wil vir jou sê, as jy in Genesis 1 is en jou lewe en jou wêreld is duister en chaos, God is nie afgeskrik daardeur nie. Just give it back to him, dat hy kan orde bring en struktuur kan gee. As jy sukkel met jou identiteit, gaan lees Genesis 1. Jy is in God se beeld geskape. Wat beteken dit? Jy is nie per toeval nie. Jy's 'n groepsbesluit. Jy's reeds waardevol. Jy's reeds genoeg. Jy hoef nie te gaan werk, te gaan presteer en harder te gaan probeer nie. Dit is wie hy sê jy is. En uit daai plek van wat hy jou gemaak het, gee hy vir jou belofte en hy sê vir jou, wees vrugbaar, be fruitful and multiply. Vrugbaar is in my en jou DNA. Dis ons belofte van God. Maar wees vrugbaar, kom met 'n mandaat. Daar's werk wat ek en jy moet doen. Hoe lyk daai werk? En begin by jouself, voor jy uitkyk en die werk in ander wil gaan doen. En dan moet jy besef, by daai vrugbaarheid, en daai werk, en daai mandaat, is daar een grensgeval, wat die Here vir jou sê, van al jou multiplication, be fruitful and multiply, van al daai, wees gehoorsaam aan my, vertrou my goedheid in hierdie reël, vertrou my dat ek jou nie beperk nie, vertrou my dat ek nie terughou in jou lewe nie, vertrou my dat hierdie is 'n reël om jou te beskerm. Hierdie reël is vir gehoorsaamheid, sodat jy my kan vertrou en ek jou kan vertrou. En dan moet jy besef, dat jy het 'n vyand, en hy is lus om jou te vang.
en hy's lus om jou sy strategie in jou lewe te kom raakvat. En sien dit raak, want sonde maak skaamte, en skaamte laat jou wegkruip, en comfort hou jou weg van die Here af. Wat is jou comfort? Ek probeer aan my comforts in my kamer, what is it? Die naaste ding is 'n selfoon. En selfs in al daai prosesse, in Genesis 3, stap God na Adam en Eva, stap hy na Geraldine, stap hy na Alida, stap hy na Reinet, stap hy na Leandi, stap hy na Erika, stap hy na Rini, stap hy na jou, en ek kom vra, waar is jy? So Genesis wys ons, dat God vorm ons deur gehoorsaamheid. Die val begin, die sondeval in Adam en Eva en die sondeval in my en jou lewe begin by gemak. En as ek en jy gaan 'n weerstand hê vir die grense wat God in ons lewens plaas, gaan ek en jy sukkel met dit wat God in ons lewens wil kom regkry. Maar volharding in daardie grens, volharding in daardie toets, bou geloof. En selfbeheersing beskerm jou en my identiteit. So as jy nie kan nee sê vir klein comforts in jou lewe nie, gaan ek en jy met die groot tribulations eendag sukkel. En ek glo dat Genesis is 'n tyd vir nou. Ons is in die begin van die jaar, is 'n nuwe jaar, it's the beginning of a book. There is massive and great revelation in Genesis. Ek wil vanaand afsluit en sê, God wil jou nie roof nie. Hy wil jou voorberei. Nie vir gemak nie, maar vir standvastigheid eendag. Want in die eindtyd, wanneer ek en jy moet standvastig staan, very few is going to stand the test. En ek wil hê dat jy reg is daarvoor. So dankie dat julle ingeskakel het. Jammer ons is 7 minute oor tyd. Die recording gaan baie vinnig beskikbaar wees. Ek gaan hom so gou as moontlik download, op my websites gaan sit, op my YouTube laai. En ja, julle kan in die comments gerus deel as dit vir julle iets beteken het, as dit vir julle skrif oopgebreek het, as julle dit anderste wil sien, anderste moet like, help my dat ons hierdie vraag op julle harte kan uitkry daar buitekant op 'n praktiese manier. Maar ek glo dat daar was 'n deep revelation vir baie van julle in terme van Genesis. So spandeer tyd om hierdie recording dalk weer te luister, doen jou refleksievrae, doen jou leeswerk vir volgende week. Volgende week gaan ons die 2 boeties, Esau en Kain doen. En daar gaan jy weer net sien hoe ongelooflik is die toets van do not fall in comfortability. Dit is so broodnodig. So ja, ek is opgewonde. Volgende week is Esau's blessings. Dit gaan fenomenaal wees. Lekker aand, lekker naweek, mag julle lekker slaap, wees veilig. Liefde in Jesus vir julle almal en sien julle volgende week donderdag.